Het jy 'n droom vir Kersfees 2020? So amper 80 jaar gelede, in die jaar 1942, word 'n nuwe Kerslied vrygestel. I'm dreaming of a white Christmas, soos wat ons sopas 'n stukkie daarna geluister het. Hierdie lied is veral deur Bing Crosby bekend gemaak in die wêreld, maar saam met hom en saam met al die ander kunstenaars wat hierdie lied opgeneem het, uh, is hierdie lied vir meer as 100 miljoen keer verkoop wêreldwyd. En eintlik al wat hierdie lied sê, is die droom van die skrywer van die lied om 'n rustige, sneeubedekte Kersfees te kan hê. Daarom vra ek nou vir jou, as jy nou 'n treffer oor jou hartewens, jou droom vir Kersfees 2020 sou kon skryf, wat sou jy geskryf het? Toe ek 'n kind was, het my Kersfeesdrome dinge soos speelgoed en nog speelgoed en nog speelgoed behels. Want ons het daardie jare as kinders net 2 keer in 'n jaar geskenke gekry. En dit was met ons verjaarsdag en op Kersdag. Ek het byvoorbeeld hier 'n ou Ford bakkie wat ek in my laaste Kersfees saam met my pa, toe hy nog geleef het, gekry het. Ek was so 7 jaar oud. Hierdie ou Ford bakkie wat vandag nog, as jy mooi luister, sy enjintjie kan dalk nog ietsie droom, is baie sterk gehou. Daardie jare het ons Kersgeskenke gekry, speelgoed wat kan hou. As ek nou moet terugdink aan daardie tyd, besef ek was eintlik heel wat groter, ouer eers, voordat ek besef het, Kersfees gaan nie eintlik oor speelgoed kry nie, maar oor die herdenking van die geboorte van die Here Jesus Christus. Toe ek daardie waarheid geleer het en besef het, ons het nog 'n klomp ander onwaarhede oor Kersfees geleer, was al daai dinge alreeds baie diep in my hart ongelukkig gevestig. Om maar net 'n paar van hierdie onwaarhede oor Kersfees te noem. Die eerste, ons het geleer, die man met die rooi jas is 'n werklikheid, en deur die jaar hou jy jou dop, en as jy gesond was, dan kry jy 'n geskenk. Hy is 'n werklikheid en hy kom vir jou. Nou weet ek, hy is net 'n fabel. Die kind in die krib is die eintlike werklikheid. Maar is jammer om te sê, maar ek dink dat die meeste kinders van vandag nog steeds vir Kersvader en al sy geskenke as 'n groter werklikheid as die Here Jesus Christus ervaar. Kyk maar net hulle opwinding oor Kersvader, dan sal jy weet waarvan ek praat. 'n tweede onwaarheid wat ons as kinders geleer het, is dat die man met die rooi jas vir ons ouers sê, ons moet ons kinders oorlaai en vir mekaar met baie geskenke, sommer duur geskenke as dit kan, en met klomp kos. En dan moet ons sê, dit kom van ou Kersvader af. Die waarheid is eintlik dat die kind in die krib die eintlike een is, wat geskenke moet ontvang. Want is tog sy geboortedag wat ons vier, en ons gee ons vir die een wat verjaar 'n geskenk. Dis nie ons dag nie, dis nie ons geskenke nie. Die volgende waarheid of onwaarheid, ten minste die derde een, wat ons geleer het, is dat Jesus op 25 Desember gebore is. Nou weet ek, hy is nie eens naby aan 25 Desember gebore nie. 25 Desember was van altyd af nog 'n heidense fees wat ter ere van die songod gevier is. En in die middeleeue ergens het ou Konstantinopel gekom en hy het hierdie fees van die heidene gehijack en hy daarvan 'n Christelike fees gemaak. 25 Desember is dus eintlik vir ons as gelowiges net nog 'n dag soos alle ander dae. En mense wat so gaande gaan oor die vier van Halloween, wat sê hulle is Christene, hulle vier nie Halloween nie, want dit is 'n heidense fees, en hulle vier Kersfees op die manier wat ons dit tradisioneel gevier het, doen hulle eintlik niks anders
as die ouens met Halloween feeste nie, want 25 Desember was nog altyd 'n heidense fees ter ere aan 'n heidense God. Kersfees het vir ons met ander woorde 'n bloot aangename Christelike tradisie geword. 'n Tradisie waar miljoene of miskien biljoene rande wêreldwyd bestee word aan geskenke en kos. Vir sommige van ons is daar daarom nog hierdie gewoonlike Kersdiens in die oggend gehou in die kerkgebou voordat ons huis toe gaan en die groot eet kan begin. Hierdie Kersfees wat ons nou voor staan, gaan verseker die vreemdste Kersfees in ons geheugenis wees. Baie mense gaan in hierdie Kerstyd treur oor geliefdes wat hulle hierdie jaar afgestaan het, veral ook die wat hulle afgestaan het weens COVID-19. Van ons geliefdes gaan dalk in die hospitaal wees op Kersdag en ons sal hulle nie eens kan gaan besoek nie. Nog nooit het die wêreld wat ek en jy ken en waarin ons woon 'n Kersfees soos hierdie beleef nie. Maar miskien moet ons hierdie vreemde Kersfees nou gebruik om dalk vir die eerste keer in ons lewe regtig te gaan besin oor die ware betekenis van Kersfees. Ek sal volkome verstaan as groot mense vir my sal sê, hulle droom vir Kersfees 2020 is nou regtig nie geskenke vir mekaar nie, maar eerder dat die virus wat so onder ons maai finaal vernietig sal wees. As groot mense sou droom dat al ons geliefdes veilig hierdie Kersfees en gesond by ons sal wees en nie in hospitale aan suurstofmasjiene gaan lê en veg vir hulle lewens nie. Maar wat sal my droom vir Kersfees wees as jy my nou moet vra, Kersfees 2020? Ek droom dat gelowiges in die gees sal terugkom na die krib, daar waar ons verlosser vir ons gebore is. Ek droom dat ons hom as ons verlosser sal kom aanbid, en dat ons hom nie net sal aanbid as die een wat vir ons gesondheid en beskerming en kos en geld en klere en al die dinge moet skenk nie. My droom is dat gelowiges geskenke vir hom sal bring. Dis dan sy dag wat ons vier, al is dit nie op die regte datum nie, eerder as vir mekaar geskenke bring. Soos watse geskenke? Watse geskenke kan ek en jy vir die Here Jesus op Kersdag kom gee? Jou lewe, jou hart, jou toewyding, jou geloof, jou vertroue in hom, ongeag jou omstandighede. My droom is dat die kind in die krib, wat later die man aan die kruis sou word, in hierdie Kersfees ook in jou hart 'n krib sal vind. Dat jy 'n slag regtig sal besef, die Here is nie in 'n kerkgebou nie. Hy is in jou hart. En jy kan hom dus hierdie Kersfees opnuut in hierdie krib jou hart innooi, sodat jy nie 'n Kersdiens hoef te gaan hou in 'n kerkgebou nie. Dat jy Kersdiens kan hou in jou hart. En dat jy dan kan besef, hierdie kind gaan elke dag vir die res van jou lewe op aarde, gaan hy jou nooit weer verlaat nie. Hy sal altyd in jou hart wees, selfs al gaan jy nooit weer kerk toe nie, sal jy elke dag kerk kan hou. Hy is in jou hart, ongeag watter virus ook al volgende die mensdom se bestaan gaan kom bedreig. Want wees verseker, almal praat van die eindtye, maar hierdie is nie die eerste virus wat nog ooit die aarde bedreig het nie, en moontlik gaan dit ook nie die laaste een wees nie. As hierdie kind in jou hart, in jou krib gebore word hierdie jaar weer,
gaan dit ook nie vir jou saak maak wie is volgende president van Suid-Afrika of van die FSA of van Namibië of van Zimbabwe nie. Hierdie kind in jou sal daar bly ongeag of jy stokoud gaan word en of jy jonk sterwe. Hy gaan daar wees ongeag of jy in jou slaap gaan of aan 'n ernstige siekte. Kersfees verseker vir my en vir jou dat ek nie vir 1 sekonde die oorlog of die hospitaal of die ouderdom of alleenheid of die dood ooit alleen sal hoef te beleef nie. Dit is waaroor dit gaan in Kersfees. Immanuel sê ons tog, God is nou met ons, of ons op 25 Desember Kersfees hou, of eers in Maart maand, of ons nooit weer Kersfees gaan hou nie. Maak daarom jou Kersfees op hierdie jaar, as jy so voel. Ons Kersboom staan al vir die afgelope 3 jaar op sy plek hier in ons TV-kamer. Sit jou liggies aan, hang jou trimmings, steek kersse aan, ekstra lampies, speel jou Kersmusiek. Maak kos sodat die geure daarvan deur jou hele huis kan versprei en as bedelaars kom klop, dat hulle dit kan ruik. Want Kersfees is bedoel om 'n vreugdefees te wees. Maar dan bring jy net hierdie Kersfees jou geskenke nie noodwendig vir mekaar nie, verskoon my, maar vir die kind in die krib. Bring jou hart en dan kyk jy wat hy met hierdie hart van jou kan maak vorentoe. Ons is verheug dat hy tussen ons kom bly het. Hy kan hierdie hart van jou nog blyer maak in alle omstandighede, wat ook al met hierdie jaar met jou nog of jou familie gaan gebeur. Daarom nooi ek nou vir jou vandag hier. Gaan sit en dink hieroor en dan gaan skryf jy jou droom vir Kersfees 2020. Skryf dit in die vorm van 'n gedig of as jy kan selfs komponeer 'n liedjie daaroor. Stuur vir ons jou gedig, dan plaas ons dit op ons kerk se Facebookblad of plaas dit op jou eie persoonlike Facebookblad. Sit dit op Instagram. Stuur dit vir jou vriende op WhatsApp. Stuur eerder dit as hierdie afgesaagde ou prentjies en gesegdes wat so in duisende versprei word en dan kry jy 4, 5 van dieselfde prentjies. Stuur eerder jou eie persoonlike, oorspronklike droom vir Kersfees hierdie jaar. Maak Kersfees 2020 persoonlik, want dit gaan nie oor 'n fabel met 'n rooi jas nie, of oor 'n rustige, sneeubedekte Kersfees nie. Dit gaan oor die kind in die krib. Dit gaan oor jou persoonlike verlosser, jou persoonlike beskermer. Gaan skryf jou droom en stuur dit vir die hele wêreld in hierdie Kerstyd. Martin Luther het gesê, al word Christus 1000 maal in Bethlehem gebore, maar nog nie in jou hart nie, dan is Kersfees vir jou 'n nuttelose gebeurtenis. Here Jesus, ek bid nou dat U 'n geboorteplek sal vind in elkeen wat na hierdie boodskap geluister het, se hart. Ek bid, Here Jesus, dat U in hierdie Kerstyd vir ons U vrede sal bring wat alle menslike verstand te bowe gaan. Of ons nou by die huis alleen, by ons familie, of dalk in 'n hospitaalbed moet lê, bid ek, Here Jesus, word asseblief opnuut gebore in elkeen van ons harte. Ek maak dan nou my hart oop, sodat U daarin kan kom woon, nou en ook vir elke sekonde van die res van my lewe. Amen.